is my absolute voorreg om iemand voor te stel wat nie baie bekendstelling nodig het nie. Ek dink ons almal ken hom. Hy is 'n ongelooflike humble mens. Hy wil nie ek kan baie oor hom sê nie. Maar ek stel graag voor aan julle Desmond Wessels, aka ek ken hom as pastoor Des. Des is van Randfontein. Hy's baie gelukkig getroud met Shani, sy vrou wat hier voorsit, en hulle het 3 kinders. 2 seuns en 1 dogter. Ek het dit reg gekry. Sjoe. En Desmond is baie lief vir die Here en hy verkondig die woord onverskrokke, die waarheid. Hy verkondig die waarheid onverskrokke en dis hoekom ek so ongelooflik lief is vir hom. En ons het vir Dawie gevra om net 'n gebed vir Des te doen. Kom sit julle hande saam vir pastoor Des. Hallo? Is hy aan? Ja, hulle sê nee. Maar hy sê ja. Ja. Hey Dawie. Gaan net. Dankie. Welkom almal. Dankie aan julle mooi dames wat hier is. Dis awesome om te sien hier's 'n bietjie kleur in hierdie vertrek van ons van God. Wat 'n voorreg is dit om vir Des te kan bid hier voor almal. Aba Vader, ons dra vir Des op na U toe, Vader. Ons vra dat U sy mond en sy gedagtes kan beheer, Vader. Amen. Captive neem, Here. Dat dit wat hy te sê het, Here, net van U af sal kom, Here. Dat U kan deur hom werk na die ore in hierdie groot skare van ons wat dit regtig nodig het, Here. Here, ons vra U, Vader, die wat dink julle het dit klaar, luister maar nog steeds. Amen. Ons word elke dag gehumble. Ons dink ons weet alles, ons ken alles. Manne, vrouens, julle besef nie, ons luister nie altyd nie, ons neem net in, maar ons luister nie regtig nie. Maar Vader, baie, baie dankie. Amen. 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 Kom ons gee die Here lofoffer. Amen. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is. Ek dank die Here ook vir die geleentheid om hier te wees. Ja, dis 'n voorreg. Ek seker hulle sal die klankgoedjies nou uitsorteer, maar kom ons begin dit soos ek nou maar gewoond is om dit te begin elke oggend. As dit reg is met julle. Goeiemôre, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Sondagoggend. Amen. Aan die Here al die lof en al die eer. Die tema van hierdie naweek is heilig vir ewig. So ek wil gou vanoggend vir jou sê dat die feit dat jy vanoggend hierso is, beteken dat God is heilig vir ewig. En jy gaan vir my sê, pastoor, hoe werk jy dit uit? Dit maak nie saak wat die vyand probeer het in die afgelope week, 2 weke, maand nie. Hy kon nie keer dat jy hier is nie. Hy kon nie keer nie. Dit maak nie saak wie jou probeer omkrap by jou huis nie, want daar is sekere van die skoner geslag wat 'n gawe gekry het om dit te doen. Jy's nog steeds hier vandag. Jy's nog steeds hier. Die van julle wat nie weet nie, ek het vanoggend die voorreg gehad om wakker te word langs my pragtige vrou. En dan is daar 'n sekere, ek weet nie wat is dit nie, Shani, sy het so 'n geskenk gekry by een of ander vrou wat sy ken, en die geskenk moet jy al die goeders in die geskenk hê om die geskenk te gebruik. En die dame wat daar so sit, wat ek baie voor lief is, en ek wil hê terwyl ek hierdie sê, dat sy dit nie later opbring wanneer ons huis toe ry nie, want dit is 2,5 ure ry, het sy die seep nie gekry nie. En die enigste ander medebeskuldige in daai kamer is ek. Nou ek gaan julle beloof, die laaste ding wat ek kan dink is hoe my gesig lyk. Maar sy sê nie vir my indirek dat ek die seek gevat het nie, maar soos elke man hier so weet, gooi sy comments hier en daarin, dis soos iemand wat jou liberty
om te vra, hoe het iemand nie die seep gaan haal nie, sy het die asblik uitgepak, sy pak my goed uit, alles uit, behalwe haar tas. Waar kry ek die seep? In haar tas. Wie het die goed in haar tas gesit? Shani. Ek het haar nie gevra of ek hierdie met julle kan deel nie, want sy sou nee gesê het, sy sou nie so gesmile het nie. En julle gaan my vra, pastoor, waarom begin jy met hierdie des? Hoekom begin jy met dit? Want dis nie vir ons so maklik om altyd heilig te lewe nie. Want daar is klein dingetjies soos dit wat 'n ou se dag omkrap. Nou sit ek die hele tyd daar, ek is al vroeg wakker, daar's al 'n hemp afgelewer, daar's alles, ek gaan vanoggend bedien. Jy weet daai oggend wat jy hoor die geestelike musiek in die agtergrond en jy's net rustig en jy wil net hierdie awesome dag hê en ek kan nie wag om die woord van God te bedien nie en nou krap my vrou my om oor seep. Nou sit ek die hele tyd daar en ek dink, Here asseblief, U moet my help. En 1 Korintiërs 10 vers 30 en 31 kom op en alles wat jy doen, moet jy God in kan verheerlik. En die hele tyd sê ek vir myself, verheerlik die Here, maak die naam van die Here groot. En elke keer dan sê ek dit in my gedagtes, nê? Want as ek dit hardop sê, dan vra dit of dit gemik is op haar, maar dit is nie, is net om my die vrede van die Here te ervaar, Shani. En hoe meer ek vra, Here, hou my heilig, hoe meer vra my vrou my, waar is die seep? En hoe meer sy dit vra, hoe meer raak ek omgekrap en julle gaan my vra vanoggend, julle gaan wonder vanoggend is dat hierdie nonsens, die klein jakkelsies wat die vyand in ons eie huise gebruik, sodat ons oomblik van heiligheid gesteel word. Dis daai nonsens. Dis daai eier wat voor jou inry. Ek het gedog dat 'n Randfontein kan hulle nie kar ry nie, maar ek is gister na Helstroom toe. Die Here weet hulle kan nie kar ry nie. Ek weet hoekom my klipper daar gepak is, want julle ry daar. Ek het dit gister ervaar en dan probeer jy wil pastoor Des wees, jy weet dat mense herken jou vir goeie of slegte redes, wat ook al dit is, en dan moet jy heeltyd die vrede van die Here ervaar, en ek probeer heeltyd, en dis waaroor ons vanoggend kan gesels, want daar is, toe ons op pad hiernatoe ry, toe is dit so mooi in die verte, het dit op 'n plek hard gereën, en toe is daar geen reën hierson nie, en dit het hard gereën daar. Hard gereën, jy kan sien hoe dit reën, dan is daar in die middel niks reën nie. En die stuk na dit is daar reën, ek vra vir Shani, skryf dit neer, WhatsApp dit vir my. En ek weet hoe die Here praat met my, want dit is dieselfde grond, maar nie dieselfde guns nie. Dis presies dieselfde grond wat God daar het, maar nie dieselfde guns is oor elke area van daai grond, en ek besef die een ding is dat, daar sekere areas van my lewe, en ek praat nie van jou vanoggend nie, van my lewe waar Sondagoggend dien ek die Here. Woensdag aand selgroep dien ek die Here. In die oggend as ek die woord uitstuur, dien ek die Here. Ek word vroeg wakker, gewoonlik aan 4 uur elke oggend, en dan in die aand dien ek die Here. Maar is daai tussenin, waar dit nie reën nie as gevolg van God nie, maar as gevolg van my. Waar ek dinge sê en doen wat ek nie moet doen nie. Waar ek weet nie, wie van julle het kinders? Net kyk wie het gebed nodig. Net jou hand op. Wat ek gaan vanoggend vir julle een ding sê is dat ek dink die Here het hulle gestuur om ons te toets. Ek sê dit vanoggend, julle kan vir my sê wat julle wil. My seun sou saamgekom het hiernatoe. Hulle gebruik 'n hondjie as 'n verskoning om nie saam te kom nie, sodat hulle by die huis kan bly en nog steeds vir my vra om kos te order van hier wat ek voorbetaal om vir hulle kos te gee. Ek sê braai, hulle sê wie gaan dit skoonmaak? Hulle vra my, wie gaan dit skoonmaak? Weet jy wie gaan dit skoonmaak? Ek as ek terug is. En hulle kos my geld, ek is nie eens by hulle nie. En ek praat die ander dag, ek het soveel hoop, want hulle is graad 11 en graad 12 vir die jaar, matriek vir die slim ouens. En ek vra die Here, ek sê, Here, ek is soveel hoop, hulle gaan uittrek, ek gaan geld spaar, en dan kom so ware oom na my toe, en my sê, hulle kos meer as hulle klaar is. Die oom deel dit met my, en daai oom het my moed gebreek, ek bind sy werk in die naam van Jesus. Want daar is soveel dinge wat jou moed kan breek, en jy word wakker in die oggend, en jy hoor, goeiemôre, groet jy in die wonderlike naam van Jesus, jy hoor daai woord, en jy's excited, en jy's opgewonde, en dan word jy wakker, en jy praat mooi met jou vrou, of jou vrou praat mooi met jou, en dan gaan ek in die kamer in, en by my huis, wat ek doen is dat, ek gaan vroeg in die oggend, sit ek die ketel aan, en ek maak vir almal lekker koppie koffie, die een kind drink tee, hierdie een drink sweeter, hierdie een drink suiker, en dan vat ek dit vir almal, ek lewer dit af.
En dan gaan ek na hulle toe om hulle wakker te maak. Dis poging nommer 1. En dan sê ek, Shani word wakker. En is geen fairy tale nie, Shani word nie dadelik wakker nie. En dan moet ek weer gaan luister na goeiemôre, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Want is dan wanneer die vyand kom en hy wil my joy steel. In 15 minute wil die vyand my joy kom steel. En ek het vanoggend op 'n besluit gekom in my lewe dat die tema van hierdie naweek is om heilig te lewe. Vir ons as kinders van God om te besef dat ons dien 'n God wat heilig is. Ons dien 'n God wat nie net 'n God is wie jy skaap en allerhande goeders voorsê nie, maar 'n God wie jy respekteer, 'n God wie se naam jy groot maak, 'n God wie voor jy neerbuig, en 'n God wat vir jou alles doen, so jy sit op 'n Sondag in die son, want God is groot. En niks sal jou keer nie. Ja, die son brand jou, maar God is elke liewe dag daar vir jou. Elke oomblik, elke sekond. He has never failed us yet. Maar ons God is heilig. En ek dink die Here het hierdie tema op hierdie man se harte gelê, sodat ons wat hom dien, weer dit besef dat he's not the big man above. Hy's nie ons pel nie. Hy's nie ons maatjie nie. Hy's die Alfa en die Omega aan die begin en einde. Daar is niemand soos hy nie. En as die kind van God vergeet hoe heilig God is, dan gaan die wêreld dit ook vergeet. So ons het hierdie verantwoordelikheid om vir 'n wêreld daar buite te sê is dat hy's gister, vandag tot in ewigheid dieselfde, hy het nog nooit verander nie. En hy sal ook nooit verander nie, hy sal nooit sy waardes verander nie. En daar is dinge wat in ons land nou oukei is, maar toe ons groot word, toe was dit nooit oukei nie. En daar's klein dinge wat die heiligheid steel, waar die Here kom en sê, klein dinge soos ja oom, dankie oom, hallo oom. En vandag as jy vir iemand sê, hallo oom, dan sê ek, sy met jou tannie getroud nie. Sê ek ken nie al my tannies nie, hoe weet ek dit? Het julle al 'n ou ontmoet, hy's familie met almal? Ek ken sy ouer Randfontein, en hy's familie met almal, as ek hom enige foto wys, ek kan vir hom 'n foto wys van 'n ou in Suid-Sudan. Hy gaan sê, dis sy neefie. Sê ek, hy ou is 'n bietjie donkerder as jy. So ek weet nie hoe hy jou neefie geword nie. Maar dis wat hulle doen. So ek en jy moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons besef, en ek gaan jou 5 dinge gee vanoggend, en ek gaan dit casual hou. As ek sê casual, ek gaan so probeer bedien dat ek en jy dit verstaan. Dat ek en jy dit verstaan. Ek wil huis toe gaan en iets uit hierdie woord uitvat en dinge anders te doen as wat ek het gedoen het toe ek hier ingekom het, want as ek alles geweet het, dan wat soek ek hier? As ek alles geken het, wat soek ek dan vanoggend hier? Die volk kom na Moses toe. God se volk, so by the way, né? Hier is my so interessant. En hulle vra vir Moses, wat is die naam van hierdie God, wie ons God is? Ek dink as jy vandag vir mense vra, beskryf God, sal hulle nie eers weet waar om te begin nie. En God self kom in Eksodus 3 vers 14, jy hoef nie daartoe te blaai nie, en hy sê vir hulle, ek is wie ek is. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net verstaan wat dit beteken om te sê, ek is wie ek is. So God is besig, die kinders het so 'n manier van 'n ding wat hulle sê, ek weet nie of hulle dit hier sê in die Limpopo nie, maar daar by ons het hulle 'n ding van, as jy iets sê, dan flex jy. So God is daar besig om te flex, want hy sê vir hulle, ek is God en dis wie ek is. Ek is wie ek is. Nie eers niks wat jy gaan sê, gaan my minder God maak nie. Niks meer wat jy gaan sê, gaan my minder God maak nie. Ek is wie ek is. En toe ek dit besef, toe ek vanoggend voorberei, toe besef ek een ding, nadat ek besef dat God sê hy is wie hy is, en ek besef dat ek dien die Here en ek loop 'n pad met die Here, toe kom ek agter dat ek is nie altyd wie ek is nie. Maar daar word van my verwag om 'n disipel te wees. Ek gaan baie eerlik met julle wees, ek wens ek kan vir julle sê dat ek is die hele dag wie ek sê ek is, maar ek is nie. Ek is 'n ambassadeur van die koninkryk wanneer dit my pas. Weet jy wanneer is dit die maklikste tyd om die Here te dien voor ander mense? Dit is maklik om die Here te dien wanneer ander mense jou sien. Het julle al, kom ek vra julle gou, as jy by jou ouma is, dien jy die Here? Want jou ouma's mos maar net daai party van julle weet ek het wille ouma's, maar
praat van ons gewone mense wat oordentlike oumas het. Ek het eendag 'n tannie ontmoet, sê ek, die Here weet, daai tannie het gebed nodig. Daai tannie sê sommer vir my, sê, ek het vir hulle gaan bid by hulle huis vir haar man, en toe sê die tannie vir my, ek het verkeerd gebid, toe, en hier waar ek vandag staan is die waarheid, daai tannie wil my met 'n kop slaan. Nou, ek was nie bang vir die tannie nie, maar ek is bang sy slaat my uit. En dis nie iets waarvan jy terugkom nie. Want as 'n tannie van 72 jou uitslaan, dan weet jy gaan nie môre goeiemôre nie. So ek was bietjie skrikkerig vir daai tannie, maar so ek wil net sê, as ek dit sê, dat julle verstaan, daar is wille oumas daar buite. Maar dis dieselfde tannie wat jare terug, ek weet nie of julle kan onthou nie, sy loop so in by 'n plek, ek het al gesien, daar's 'n slang wat daar lê en is nogal 'n rinkel, sy loop in, sy vat haar Gunston sigaret, sy sit hom so neer en sy vang die slang en sy slat hom dood. En my pa sê vir my, hoor hierso, sê vir die tannie, sy moet na huis toe gaan, toe sê ek het pa gesien wat sy met daai slang doen. Sê pa vir haar sy moet huis toe gaan. Jy sien, ons het mense wat wanneer ons voor ander mense is, dien ons die Here, maar wanneer jy saam met die mense is wie God vir jou gegee het, is dit so maklik om met hulle lelik te wees. Die een wat elke dag daar is vir jou, kan jy vir 2 weke mee nie praat nie, want sy het iets gedoen wat sy nie moes gedoen het nie. Die Afrikaner man jy moet 'n kampioenskap hou, die stilspeletjie Essa's. Soveel mans, en het jy geweet dat ons mors soveel onnodige tyd, want as jy nie praat nie, dink jy, wat dink jy, nonsens. En dan kom God in die woord en hy sê, bedink die dinge wat daar bo is. Dis die heel eerste ding wat die Here van ons wil verander, hy sê, bedink die dinge wat daar bo is. Daar's 3 of 4 plekke in die Bybel waar dit voorkom, maar die Here sê, bedink die dinge wat daar bo is, want jy dink eers die nonsens en dan praat jy. So die Here wil ons help dat wanneer ek in daai situasie is en ek wil iets sê die Here, bedink die dinge wat daar bo is. Maar Here, ek wil hierdie bedink die dinge wat daar bo is. En kom ek leer julle gou iets, nie elke ding in jou gedagtes is jou gedagtes nie. Die vyand plant ook gedagtes. Die vyand nooi ons uit. Ek kan nie glo nie, ek was by 'n ander plek, ek het daar bedien en die pastoor, een van die pastore daar, dis 'n hartseer saak geweest. Die ou wil hande op my lê en ek sê vir hom, hoor, jy gaan nie vir my bid nie. Jeeg, en almal raak kwaad. Ek sê jy lê nie hande op my nie. Hy sê vir my, hoekom nie? Wie dink ek is ek? Ek sê sorry, die Heilige Gees sê vir my, jy raak nie aan my nie. En so 15 minute later loop daar 'n jong dame verby, 'n mooi jong dame. En hy kyk so vir haar, hy sê, jeeg, maar dis 'n mooi vrou. Maar op 'n ander manier met 'n bietjie ander woorde in, en ek kyk so vir hom, ek sê vir hom, alles is vir jou geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Uit God se woord uit. En hy kyk so vir my en ek sê, ek weet nou hoekom het die Here gesê, jy moet nie hande op my lê nie, jy het 'n wellesgees probleem, my boetie. Ek weet jou, gee my jou foon. En hy sê vir my, ekskuus, ek sê, gee my jou foon. En die ander man is nou om hom. En hy sê, wat wil jy doen? Ek sê, gee my net jou foon. Nou is die ander man, hy is die pastoor, so hy moet nou wys. Hy sê, ou wat my uitgenooi het, en ek vat sy foon, en ek sê, sit gou die pinlokkie, en ek sê, is jy getroud, hoekom moet jy 'n pinlok? Vir wat? Ek sê, jy mos getroud, jou vrou kom ons kyk waar sy wil, wanneer sy wil. Ek sê vir hom, gee my die foon. Ek sal nooit die ou se naam sê nie, ek hoop nie hy kyk hierdie nie. En ek vat sy foon en ek gaan na sy browser history toe. En ek sê vir hom, hierdie is die rede hoekom jou kerk nie geseën is nie. Hierdie wat hier aangaan is die rede hoekom jou kerk nie geseën is nie. Ek sê elke man wat jy op hande lê, as daai ou op die regte plek is nie, dan dra hy gees oor na hom toe. Ek sê kom op 'n plek in jou lewe waar jy besef dat jy moet heilig lewe, nie net voor hierdie ouens wanneer jy preek nie, maar wanneer jy op die toilet sit met jou foon, moet jy nog steeds God se naam kan groot maak en nie na goed kyk wat jy nie na moet kyk nie. Toe ek klaar weg is daar, toe sê hy vir almal daar, jy gaan my nooit weer uitnooi nie en al hierdie goeters, in plaas van om net te sê, ek moet ophou met die nonsens waarmee ek besig is, en verantwoordelikheid te vat, en dis wat God vandag doen. Die Here wil hê ek en jy moet verantwoordelikheid vat vir die kere wat daar nie mense is nie, want God bly heilig 24 ure 'n dag, en so moet ek en jy, nie perfek lewe nie, maar moedswillige sonde uit ons lewe uitkry. Net daai moedswillige sonde. 1 Petrus 3 vers 7 sê ek met my vrou eer, want andersins as ek dit nie doen nie, gaan my gebeure verander word. So wanneer ek pornografie kyk, dan eer ek nie my vrou nie, dan word my gebeure nie verander nie en betaal my hele familie 'n prys daarvoor. En hierdie ouens wat rondkyk en nou geïrriteerd is, kyk porn.
Die ou wat nie geïrriteerd is nie, hy kyk, hy's fine, hy geniet hierdie, maar die ou wat nog sy pon geniet, hy kyk nou rond en hy's geïrriteerd, maar ek moet eerlik wees, dis nie jy wat geïrriteerd is nie, dis die gees in jou wat geïrriteerd is, en die Here wil daai gees uit jou lewe uit verwyder, want dit reën hier, en dit reën nie daar nie, en dit reën hier. God wil hê dit moet op al 3 areas van jou lewe reën. God wil nie net hê dit moet in ons finansies reën en nie in ons huwelik nie. Party mense doen finansiëel goed, maar sy huwelik val uitmekaar uit. Waar jy God eer, gaan God se guns wees. En ons kan nie God se guns net in sekere areas van ons lewe hê nie. Ek ken manne wat fantastiese verhouding met God het, maar hulle praat met hulle kinders asof hulle gemors is. Jy moet God eer daar ook. Jy moet God eer daar ook. Ek kan nie heilig lewe wanneer dit my pas nie. 1 Timoteus 3 vers 7, is jy nog met my? Ek wil net seker maak, en ek is vandag baie eerlik met julle. Ek is so dankbaar, ek staan hier en nie sit nie waar julle sit nie. Daar's 'n dankbaarheid in my hart. Want hy's amper so rooi soos 'n hemp. So, hoor wat sê dit? Ek hoor dit as hulle die verse skuif. Ek hoor dit. Hoor wat sê dit? God se woord sê vir ons, bid sonder ophou, né? 1 Tessalonisense 5 vers 17. So daar's 3 dinge wat die Here vir ons hier wil leer. Wees altyd deur bly. Die eerste een. Nou is van julle wat sê, sorry, ek kan nie altyd deur bly wees nie. Het jy al my vrou in aksie gesien? Ek wil vandag vir jou sê dat die vrou wat jy oorkla is iemand se antwoord op gebed. Kom ek beloof dit vir jou vandag. Daai vrou wat daar sit, is ek so lief vir en sy's vir my genoeg. En wanneer my vrou vir my genoeg is, het ek niks anders van 'n ander vrou af nodig nie. Nie aandag nie borsie uit wanneer ek verby hulle loop nie, want van die manne mos van om dit te doen, hè. Jy loop so saam met jou vrou en ander vrouens kom, is dit borsie uit. Borsie uit, maagie in. Dan wil jy mos nou wys. Dan wil jy mos nou vir haar, jy wil nou vir haar wys, maar jou eie vrou, dan loop jy so, sy moet nou maar, ek betaal die rent, jy moet nou maar. Nee, ek eer my vrou waar ook al ek gaan, dat as ek gym toe gaan, dan dink ek aan my vrou. As ek dit geniet om gesond te eet en reg te eet, dan dink ek aan my vrou. Hoekom? Want dit gaan meer oor God as wat dit gaan oor haar. Hierdie klink vreemd, nee, want ek onthou ons moet altyd deur bly wees, ek gaan julle gou ietsie leer. Wat sy sê, moenie bepaal hoe heilig God is nie. Ek eer haar ongeag of sy my vies maak of nie, want dis God wat ek eer, want dit is sy woord wat ek wil uitleef. So, ons het ek weet nie hoe om dit te sê op 'n mooi manier nie. Ek weet nie of julle die probleem het nie, okay? Ons het 'n sekere vervoerorganisasie in Gauteng wat stop waar hulle wil, wanneer hulle wil, hoe hulle wil, en die reëls van die pad is 'n voorstel vir hulle. Dis nie noodwendig dat hulle daai reëls moet volg nie. En dan in my kar speel daar van die liedjies wat Arnold vanoggend gesing het. Dis hoekom ek lekker saam gesing het. En nou moet jy weet, my kar sê, the goodness of God, en dan uit die bloute uit moet jy 'n advanced driving course hê, om te stop in die middel van nêrens, ry hy oor 'n eiland. Waar gaan hy? En dan is jy die ander ou wat om die draai kom en hy's oor die eiland, bystand toe, en dan moet ek al staan en sê kumbaya. Maar as in daai oomblik wat ek nie gaan toelaat dat enige ou wat nie die padreëls volg my joy steel nie, want koning Jesus het my gesterf op die kruis van Golgotha sodat ek 'n joy kan hê, joy unspeakable. En ek noem hierdie een want dis iets waarmee ek sukkel. Ek gaan nie soos vir julle sê asseblief ek kan dit elke dag reg doen nie, maar ek kom vanoggend en vra die Here, help my sodat sulke interessante mense nie my joy steel nie.
Want dit kan jou joy steel, want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek kan nie my heiligheid, die verhouding wat ek met God, want hy sê, wees heilig, want ek is heilig, gaan ek nie weggooi vir 'n ou wat sy lisensie gekoop het nie. En julle kan vandag vir my sê, pastoor, jy is op dun ys, ons ijskaat sal lankal ouens. So ek wil julle vra vanoggend, moenie laat iemand jou joy steel wat nie kan ry nie. Ek wil nie praat oor die skoner geslag vanoggend nie, alhoewel ek met die skoner geslag begin het. God se woord sê, bid sonder ophou, maar ek wil gou vir elke man en leer, ek praat nie van daai gebed wat ek sien baie ouer ooms doen, wat baie jare getroud is nie. Ek het eendag 'n oom gesien, hy loop so, en ek dog, hierdie oom is geestelik, hulle was saam met ons op vakansie, en sy vrou is so 10 tree agter hom. Ander daar, dan sy voor, dan sy agter, hy probeer so min as moontlik langs haar loop. En die hele tyd, hoor ek hierdie oom praat met die Here. En een oggend is ek nou nuuskierig, ek wil nou weet wat aangaan, Wim, ek wil nou kyk wat aangaan, okay? Gerry, want ek wil net weet. En my vrou sê vir my los, dat ek sê, ek wil hoor wat sê hierdie oom. En ek loop so langs die oom, en hy's besig om te bid, hy sê, Here, asseblief vir my help, ek kan dit nie meer maak, kom haal my asseblief, Here. Ek vra U mooi, wat het ek verkeerd gedoen? Dis nie die gebed wat hulle bedoel, bid sonder ophou nie. Bid sonder ophou is wanneer jy die oggend wakker word, nê, in 'n gebed so kragtig bid, gelei deur die Heilige Gees, dat daai gebed dra krag deur die dag. Waar jy gelei is deur God se Gees, waar jy jou kinders vir God gee, waar jy vir jou vrou dankie sê, waar jy God se naam groot maak, waar jy die Here eer, as jy jou dag so begin, bid jy sonder ophou. Jy kan onmoontlik die hele dag bid nie. Jy moet werk, jy moet hierdie dinge gaan doen, jy moet checkers toe gaan. Ek kan nie checkers toe gaan in tale praat nie, ek moet iemand hê wat die taal uitlê, wie gaan brood koop? Dit gaan nie werk nie. Daai gaan nie werk nie, maar as ek 'n gebed bid wat powerful is, 'n gebed bid wat krag dra, gaan hy gebed deur die dag gaan. En ek weet daar's van julle wat nou sê, Here, as hierdie ou klaar maak, dien ek U voluit. So ek hoor jou gebed, ek's amper klaar. Sê môre by die werk aankom, sê jy het getan. Ja, ek het getan en die Here ontvang. Alles in een dag. Wat vir my so interessant is, as mense Afrikaans is groot en sulke dinge toe gaan, dan luister hulle 12 kunstenaars. Né? 12 kunstenaars. Hæ? Dis 'n boerding daai, hulle doen al die goeters. Dis nie 'n probleem nie, ek het dit reg gedoen, Lavie. Ja? Eendag het hulle my vorentoe geroep by 'n plek, toe wil hulle hê ek moet, wat sê? Wat is daai ding wat jy so maak, wat? Ek kon nie eens dit reg kry nie. En die van julle kan nou nie vir Shani sien nie, sy wys my, asseblief moet dit nie doen nie. So, ek kan dit nog steeds nie doen nie, want as jy vat jou, wat? Ek weet nie. Vers 18. Jeug ouens, ek gaan nog steeds die bo preek, maar ek like om by julle te wees, maar ek sal nog steeds die preek. Hoor wat sê dit? Wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Toe ek hierdie vers vanoggend lees, toe moet ek sê, Here, vergewe my. Ek is dankbaar vir wat die Here vir my gee, maar die Here weet ek kan vinnig begin mou. Wie van julle doen hierdie? Jy bevraagteken jou bestaan as iemand iets verkeerd doen in die huis. Het julle dit nog nooit gedoen nie? My kinders sê ek doen dit. Ek sou baie keer daar buite kom, het ek my seuns gevra om die as op te tel en skoon te maak, dan kom ek daar en hulle het nie gedoen nie, dan praat ek myself, sê, Here, wat het ek gedoen om hierdie te verdien? Doen julle mans dit nooit nie? Ek doen dit, ek's eerlik. Dis 'n man wat nie dankbaar is nie. Wat sy bestaan bevraagteken as 'n gevolg van 'n braai wat nie skoon gemaak is nie. Geroep die kinders en sê vir hulle moet kom. Laat hulle dit doen. Moenie God bevraagteken vir iets simpels soos dit nie. En ons doen dit. Ons doen dit. So wees in alles dankbaar. Nou wil ek julle gou vra, nê, wat beteken alles? Net tot julle terugpraat, gaan ek nie klaar preek nie. En ek wil nog huis toe gaan. Daar's 'n paar lekker eetplekke op pad huis toe, so julle moet praat. Ek wil gou weer vir julle vra, en die ouens in die cheap seats daar agter, wees in alles dankbaar. Nou sê vir my gou, almal op een slag. Ek gaan tel tot 3, nee, dan sê hulle vir my die woord alles. 1 2 3.
So alles beteken alles, né? Alles sluit jou skoonfamilie in. Hoor wat ek jou vandag sê. Julle het geamen voordat ek klaar gepraat het, né? Alles. Wees in alles dankbaar. En Saan het my so kyk gegee, sê nou iets van my pa. Wees in alles dankbaar. My skoonpa is definitief nie die probleem by ons huis nie. Maar, die Here weet. Ek's baie lief vir haar. Wees in alles dankbaar. Kan ek jou sê hoekom? Want dit is 'n fantastiese wapen wat God vir ons gegee het. As jy wakker word, dankbaar. As jy eet, dankbaar. Of dit nou brood en boeliebeef is of 'n rolletjie met 'n Vienna op, dankbaar. As ek werk het, dankbaar. As ek nie werk het en ek eet elke aand, dankbaar. In alles wat ek doen, moet ek dankbaar wees, want dan kan ek heilig lewe. Ek is getroud, ek is dankbaar. Ek het 'n bed om in te slaap, ek is dankbaar. Want as die vyand jou kry in ondankbaarheid, gaan jy nie meer heilig lewe nie. So hierdie is vir ons so belangrik as kinders van God om op 'n plek te kom en te sê, Here, help my. En kom ons, ek wil ouens sê wat vanoggend eerlik is. Dames en mans wat vanoggend eerlik is. Wie kan sê, wie gaan vanoggend eerlik wees en sê, ek is nie in alles dankbaar nie? Net eerlik wees. Dat die Here ons help. Ek weet ons het van ons wat hier sit met daai super Christen. Hæ? Hulle loop amper op water, maar eintlik loop hulle op rotse. Jy ken daai. Ek praat vanoggend met die ouens wat so 'n bietjie reël is. Die ouens wat sê, hoorie, ek is nie in alles dankbaar nie, dan kla ek en as ek kla, dan mis ek dit, dan raak ek negatief. Ek wil hê jy moet gou draai na jou vrou toe. Verkieslik jou eie vrou. OK? Nee, regtig, draai na haar toe nou, luister vir my, kyk vir haar. In die oë. Moenie vir haar vra, het jy my kaart nie? OK? Ons 'n paar manne wat mekaar diep in die oë wil kyk, en dinge raak weird. OK, Romeine 1 sê, gaan lees dit. Ek wil nie in die moeilikheid kom nie. Maar luister gou. Sê vir daai vrou vanoggend hier waar jy sit. Ek is dankbaar vir jou. Daar onder daai tent, ek weet nie of jy uitgaan nie of dit jou vriendin is nie, maar draai na haar toe en sê vir haar ek's dankbaar. Ek staan en kyk vir julle. Ek hoop, is dit jou vriendin? Wie is dit? Is dit jou niggie? Hy smile net. Ek kan dit sê nie, dis Piet se vrou, ek kan dit nie sê nie, sorry. Jammer. Nee, ek is jammer, ek is net bang ek maak moeilikheid onder daai tent. Wanneer laas het jy vir jou vrou gesê ek is dankbaar vir jou? Wanneer laas het jy jou kinders geroep en vir hulle gesê ek is dankbaar vir jou? Want God het ons hierdie wapen gegee om heilig te lewe, wees in alles dankbaar. As jy nou hierdie Mighty Men toe gery het, en jy kon 'n tentie opstaan, jy vanoggend hier wees dankbaar daarvoor. Die feit dat hulle hierdie Mighty Men kon aangebied het, wees dankbaar daarvoor. Die feit dat hierdie Mighty Men jou niks kos nie, wees dankbaar daarvoor. Ek is bly julle het vanoggend iets gesê. Want jy kry al hierdie keyboard warriors op Facebook wat alle nonsens kwytraak, maar wat nie weet wat kos hierdie stage nie. Wat nie weet wat kos hierdie klank nie. Dink jy die klank lê net rond en hulle bel net iemand en kry die klank? Wees in alles dankbaar vir elke draad, elke speaker, elke persoon wat hy neem nou hierdie diens af. Sy nek is rooi. Môre sit hy 'n kraag aan en sê hy vir sy vrou nee. Wees in alles dankbaar. Ek sit op 'n stoel vandag, wees in alles dankbaar. Almal daar by die tent, wees in alles dankbaar. As jy vandag gaan eet, wees in alles dankbaar. Die vyand gaan ons nie weer by ons steel nie. Wat gaan ek doen? Ek gaan vir alles dankbaar wees. En ek wil net hê dat jy vanoggend opstaan en sê, man, Here, help my, want ek is nie in alles dankbaar nie. Ek is nie. Ek kla en moan oor alles. Ek kerm oor alles. Ek moan en ek kla en ek kerm. En die ding wat die vyand die meeste van ons steel is dat ons raak so vinnig kwaad en dan so vinnig negatief. Psalm 119 vers 105 kom die Here, die enigste manier hoe ons dit gaan veg is met die woord van God, dat dit 'n lamp vir ons voete wees en 'n lig vir ons pad gaan wees. As ek en jy God se woord gaan toepas en weet
word kwaad, maar moenie laat die kwaad jou oorwin nie, oorwin die kwaad deur die goeie. Hoe oorwin ek die kwaad deur die goeie? Om te sê, jy moet met jouself praat. Dawid het in die psalms eers met homself gepraat, hoe skryf hy dit neer? Jy kan met jouself praat, jy is nie mal as jy met jouself praat, en jy jouself antwoord. Dis waar die probleem kom. Die vrouens wat hier sit, julle weet nie hoe voel dit om jare terug, kan ek hierdie met hulle deel, Shani? Asof ek jou kan hoor. So, okay, hoor gou hier. Jare terug, as ek al by die huis, ek het Shani in die kerk ontmoet, okay, soos enige goeie vrou, pastoor se dogter, en die eerste ding wat ek vir my vrou onthou, is dat sy by trappe opgeloop het, en ek sê dit op die mooiste manier, en haar, ek weet nie, as sy nie 'n mooier manier, ek gaan dit maar net sê hoe dit is, met die grootste respek, maar haar boutjies het my gehypnotiseer. Want sy het by trappe opgeloop, en toe sy daar oploop, toe skiem ek nie, ek moet afkyk. Want die is moeilikheid. Ek sal dit nooit vergeet nie. En nou, dis 'n spesiale oomblik, is nie 'n lelike oomblik, is my eie vrou. En toe het ek nou die courage opgewerk, en ons is in haar kar, sit in haar kar, sy laai my af, baie manly, né? Sy laai my af, spaar petrol geld. Sit ons in die kar, en ek het nou geoefen. Ek het geoefen. Die hele tyd, jy weet daar voor die spieël, dan loop jy in die kamer op en af. Okay, Tess, jy kan hierdie doen, moenie stupid wees, jy vra dit net. Ek sien my kinders nie oor, jy kan nie dit sê, is te vinnig, nee, ek kan nie, en ek het hierdie hele speech wat ek opgewerk het, en ek bid even, want ek dien die Here my hele lewe lank, sê, Here, help my om met hierdie vrou te praat, en dis wat die vyand begin dit doen, wanneer jy dit moet doen, dan gebeur dit nie, en ek sit so by aan, ek sê toe vir haar, man, borsie uit, toe was dit borsie uit, en ek sê vir haar, Lovie, nee, dit was nog nie Lovie gewees, en ek sê, Shani, ek wil vir jou iets sê aan die einde van die aand, en sy lyk heel gemaklik met dit, en toe ek hierdie kar uit wil klim, sê ek niks. Want toe is ek op my senuwees nou, ek kan voor manne gepraat het, en voor mense praat, ek het al vir 5000 mense al bedien, maar nou, ek kon nie met haar praat nie. Want as sy vir my kyk, dan hakkel ek. En sy sê vir my, het jy nie iets om my te sê nie, ek sê, wat wil jy hê? Wat is dit, wat wil jy moet ek vir jou sê, wat wil jy moet ek vir jou sê? Sy sê, maar gaan jy my nie uitvra nie? Ek sê, okay, wil jy my meisie wees? En jy sal dink ek het beter met hierdie geword, en baie maande na dit, en julle moet nou mooi luister, daar's 'n rede hoekom die Here hierdie op my pad gebring het, om vanoggend met jou te deel. Baie maande later, het ek nou ek wil haar nou vra om my te trou. En ek sit die ring, wat ek op Leibaai gekoop het, nog nie baie pay gekry nie. 4 weke gegaan, vat jy jou lunchgeld en jy gaan koop maar 'n ring. En ek het toe 'n ring gaan koop, maar ek sit hom in die kabel. En ons stop by mense se huis, en sy maak oop, en die val die ring uit. En toe sy die ring optel, sê ek, jy my trou. En ons is hierdie jaar 20 jaar getroud. Kom ek sê gou vir jou iets. Ons almal het nie by God uitgekom soos wat ek en jy gedink het dit gaan gebeur nie. Maar hier sit vandag. Ek het hierdie amazing plan gehad, hoe gaan ek haar vra om my, ek wou haar vat, en ek wou musiek speel, en ek wou vir grapetizer of appletizer kry, en 'n glasie, en ek het mos op die kry mos kasies. Ek het op 'n budget gewerk. Ek sou cheddar cheese opgesny het, maar dit sou 'n budget gewees het, maar ek wou vir haar serenade. Ek wou vir haar sing. Have I told you lately that I love you? Ek wou al hierdie goeders doen, maar dit het nie so uitgewerk nie. Maar ons is nog steeds getroud vandag. Wanneer jy God dien, het jy hierdie perfekte plan wat gaan gebeur, maar dinge gebeur nie soos wat dit moet gebeur nie. Maar ons is nog steeds hier vandag. En dinge het tot vandag toe nie gebeur soos wat jy wil hê dit moet gebeur nie. Maar ek wil vandag vir julle aanmoedig.
Elke persoon wat vandag hier sit. En toe ek die Here vra, Vader, wat is daai een vers wat ons gaan help om by hierdie heilige lewe wat U van ons verwag? Wat is daai een vers? Want ek het die Here gevra, gee my een vers. Jy sien, daar het baie dinge in ons 20 jaar gebeur. Wie van julle wou al jou eie swaar warm klap? Ons vrouens wat hulle hand opsteek. Ek love die Limpopo. Hier klap ons 'n ding warm. Ek love it. Sorry Gerry, ek moes. Ek dog is net maar daai een vrou, ja. Praise the Lord. Ek love it. Ja, dis die vrou nie geel, as almal gewonder het. Okay. Ek is nou bang om te vra wie het hom geklap, want ek dink daar gaan albei hande opgaan. Hoor wat sê ek vir jou vandag, dat daar soveel geskiedenis in ons huwelik en soveel geskiedenis met familie, dat dit my verhinder om partykeer vir mense te bid, wie God op my hart gelê het om vir hulle te bid, want ek het 'n geskiedenis met hulle. En ek vra die Here, wat is daai een vers wat ons almal nodig het om 'n meer heiliger lewe te hê? Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit wat na voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En ek vra die Here, Vader, moet ek vergeet van my verlede? Die Here sê, jy moet vergeet van gister. Jy moet vergeet van vanoggend. En toe ek hierdie vers kry, was ek, dis toe die Here gee my die vers, en Shani is al lankal by Claire, sy het op 'n ander plek gaan aantrek, en ek is nog vies oor seep. Ek was kwaad oor daai seep. Want in my gedagtes het ek hierdie hele, het jy al met iemand beklei, maar hulle is nie deel van die fight nie, en jy praat namens hulle? Jy sê sommer wat hulle sê. Elke man weet waarvan ek praat. As jy by die huis kom, het jy die fight 2 keer verloor, het dan nog eens gebel nie. Is by die huis, jy loop en jy kyk al, jy sê nee, sorry. Wat gaan jy doen? Gras nou, ons het nie gras nie, ek gaan iets kry om te doen. It's fine. Jy het daai fight klaar verloor. Ek het vanoggend 'n fight met hierdie vrou en ek weet, sy weet dit nie eers nie. Want in my gedagtes is dit, en hoor net gou God se hart, I want it to be real today. Is dit soos my vrou, ek gaan vanoggend bedien. Bogger die seep. Vat die seep net, asseblief. Here, laat daai seep net neerval. Here, gee my net die seep, laat ek net die seep vir haar kan gee. Ek sit daar en nou sê ek die hele tyd, en dis wat die vyand doen. Hy laat ons nie vergeet wat nou gebeur het nie. Dan word dit hierdie siekte in jou brein en dit steel wat God vir jou wil doen. En die Here wil kom en ons leer, vergeet van nou. Vergeet van gister. Ek het jou al die tools gegee. Gaan lewe my kind. Hou op laat dinge in die verlede soos 'n kanker word in jou lewe, sodat jy nie in alles dankbaar kan wees nie, sodat jy nie my woord kan gebruik nie. Jou gedagtes is al so vasgevang. Jy het my lief, jy loof my, jy prys my, jy eer my, jy aanbid my, maar met baggage. En die Here kom vandag en sê, gee die baggage vir my. Maar Vader, hulle bly dieselfde ding oor en oor doen. Jy sê die Here, en oor sal ek jou help om daarvan te vergewe. Gee dit oor en oor en oor en oor en oor en oor vir my. Want ek is gister, ek is altyd dieselfde. Ek sal nooit verander nie. So weet jy wat wil die Here vir my en jou sê vanoggend? Los gister. Los vanoggend. Enige normale ou het in die kar dalk 'n fight gehad op pad hiernatoe. Maar jou vrou vir jou sê, ons eet by my ma vandag. Nee. Maar ek het klaar vir haar gesê, jy moes my voor die tyd gevra het, hoeveel keer doen jy hierdie? Vir jare doen jy hierdie, klaar sit jy ontvang niks. Oor wat? Oor kos. Dink aan nie, ek wil net hê jy moet gou dink. Skorrelgoed, jy gaan dit nie was nie. Jy gaan huis toe, sy was dit. Dis makliker gesê as gedaan. Ons kan nie toelaat dat die vyand meer ons joy steel nie. En ek gaan nie meer toelaat nie. Ek gaan die werke van die vyand in my lewe begin bind, soos Matteus 18 en Matteus 16 sê. Ek gaan nie omgekrap raak oor seep nie. Ek gaan nie laat iemand wat 'n lisensie koop meer my joy steel nie.
As my God heilig is, sal ek alles in my vermoë doen om heilig te lewe. En ek gaan nie toelaat dat hy meer my joy steel nie. Want ek weet die God wat ek dien is heilig. Ek gaan dit nie meer toelaat nie. Wat vir my hartseer is dat ek bedien elke liewe oggend vir my lewe. Elke liewe oggend. Ou bedien op soveel verskillende plekke, jy kry soveel verskillende geleenthede. Onlangs is daar 'n nuwe ding wat ek bedien by vroue events. Dis so ongemaklik soos 10. Gisterand loop ek in, die vrouens het net klaar bedien. Al wat ek wil hê is 'n hotdog. Daar's te veel vrouens, ek ken hulle nie, kan nie hotdog vat nie. Wat ek gisterand geëet, chips. Chips en 'n halwe paai. Wat ek nie seker was vir my gebeure nie, maar ten spyte van al daai goeters, dis wat vir my hartseer is. Ten spyte van al daai dinge, kry die vyand dit nog steeds reg om my joy te steel met iets stupids. Ten spyte van elke dag Bybel lees en bid, krap die vyand my hele dag om oor iets wat iemand sê. En ek weet nie van julle nie, ek wil nie meer so lewe nie. Ek wil nie meer dat my joy so vinnig gesteel kan word nie. Ek smoeg daarvoor, ek weet nie van julle nie, as ek die enigste ou is wat vanoggend gebed nodig het vir dit, dan sou beet, maar ek kan nie so maklik my geluk weggee nie. Ek kan nie so gemaklik my joy weggee nie. Ek wil heilig lewe en ek gaan my beste probeer met God se krag en leiding om dit te kan doen. Ek wil nie vir dae nie met my vrou praat nie, dit gebeur nie meer so baie nie, want my vrou hou nie op nie. Ek's baie lief vir haar, maar sy gebruik my preke teen my, as ons fight. Dan haal sy notas uit van ou preke. Sê sy, het jy gesê, mag nie kwaad gaan slaap nie. So jy wil nou kwaad gaan slaap. So nou, en jy het ook nie gesê dat die man wat dit doen is onvolwasse, so nou wat nou? Sê ek vir haar, jy maak hy notas nie om te leer nie, maar om later te gebruik. Dis wat ek nou optel in hierdie wapen ding van jou. Sy doen dit eintlik vir aangaande jou, want sy gebruik later, sê sy, teen my. Maar sy is eintlik reg om dit te doen. Dis haar volle reg om dit te doen. Jy sien, Mighty Men gaan oor om jou priester van die huis te maak en die pa van die huis te maak. Maar ek kan nie die priester en die pa wees by elke Mighty Men en dan op pad terug is ek nie meer nie. Ek kan nie die priester van my huis wees wanneer dit my pas nie. Ek wil die Here begin dien meer ure 'n dag as wat ek heiliglik dit doen. En dit is maklik vir ons om te sê ons dien die Here voluit, maar as ek moet eerlik wees, ek dink nie ons doen nie. Ek's eerlik. Die vyand steel te vinnig my joy met stupid goed. Dink daaroor, stupid goed. En as jy kwaad is, word jou tong in die helheid aangesteek en is lankal nie meer die Heilige Gees wat praat nie. Kom ek sê julle wat, ek roep gou die bomsquad vorentoe. Ek weet nie waar is hulle nie, as hulle dit doen, loop hulle dadelik. Moeg ek in 'n kortbroek gepreek het, dan is warm hier bo. Here weet, ek moes na jou geluister het. Ja. Ja. Jy moes. Ek wil vir julle vra, is dit vir my moontlik om hier te kom staan? Is reg?
om dink jy hier opvang. Kom staan jy? Ja, jy is okay. Dis 'n mighty man, moenie wat se naam nie. Okay. Ek het nog altyd daai ding gedoen. Ek is elke mighty man hoop ek. Amen. Dankie. Sit hom net af, ja. Ja, jy kan nie na my vat, my vrou is hier asseblief. Dis so, ek love it. Ja. Weet jy wat irriteer my, skyn heilige Christene? Te groot probleme het. Ek sê wees die persoon wie God jou geroep het en wees daai persoon in die Here. God verander nie jou persoonlikheid nie, hy verander die manier hoe jy dinge doen. Maar nie jou persoonlikheid. Jy kan die Here dien en nog steeds van nie. Weet jy wat verdien hierdie vrou? Sy verdien 'n man wat nie kwaad raak oor seep nie. Nee, maar regtig, sy verdien beter. En as jy dink ek voel so oor haar, dan gaan ek dit nou dieper maak want die tema is heilig vir ewig. God verdien beter van my. En ek hoor dat God het my nie nodig om heilig te wees nie, maar ek wil nie meer laat daar hier reën wees en daar droog en hier reën wees nie. Ek wil vra dat die Here my help dat dit oral reën. En ek wil nie meer die Here net dien sekere areas van my lewe nie. En dis nie dat ek ongoddelik lewe nie, hoor my hart vandag, maar ek wil nie meer vinnig kwaad raak nie. Ek wil nie meer dinge sê wat te maklik uit my mond uitkom. Dit moenie so maklik uitkom nie. Ek moet teen dit kan fight want die Here het hierdie vrou vir my gegee en sy is my geskenk. En ek's lief vir haar. So ek wil hê dat jy man en vrou vanoggend daai besluit neem. Dat ek wil nou 'n 24 uur Christen word. Nie meer net wanneer dit my pas nie. Ek wil nie nou die Here dien en nou die werk. Ek gaan dit weer sê, ek wil nie nou die Here dien en nou die werkers vloek nie, nee. Ek wil die Here dien elke dag, elke oomblik van my lewe en 'n ambassadeur wees van die koninkryk. En wanneer ek val, gaan dit wees as gevolg van 'n oomblik van swakheid, maar ek gaan nie dae van swakheid mee hê nie. Oomblikke, ja wel. So ek wil vanoggend vir jou jammer sê voor al hierdie mense hier. Daai beter die beste seep wees wat jy nog ooit in jou lewe gebruik het. Hy almal kom oor iets op hulle eie maniere. Okay. Jy moenie worry nie, Sean, ek het my bomb squad hier by my. Okay. Ja. Nee, my vrou vergewe vinnig, maar ek wil elke man ietsie leer. Ons gaan met leer om vir ons vrouens jammer te sê. Ons gaan. My jammer is gewoonlik 'n koppie koffie. Of ek begin net weer met haar te praat en dan verwag ek sy moet nou. Maar ek wil vir jou jammer sê vir al hierdie mense vandag. Ek sien jy het jouself ook maar ingehou vanoggend en die vrede bewaar. Maar kyk hoe vinnig kan die vyand kom steel, né? Hoe vinnig kan hy kom steel? En ek wil nie meer. En ek hoop nie hierdie klink vreemd nie en ek hoop die Here help my hier, maar ek wil nie meer in my gedagtes iets negatiefs sê of dink oor jou en die kinders as jy nie daar is nie. Maar ek wil vra dat die Here my help dat
my gedagtes aangaande julle altyd positief sal wees. Want dit is so maklik dat die vyand ons laat negatiewe dinge sê of dink wanneer hulle nie by ons is nie. En ons wil dit nie meer hê nie. En ek vra vandag, Here, begin by my, restoreer my. So ek het nie nodig dat 100 mans vanoggend opstaan nie. Ek het vanoggend nodig dat God my help. As jy wil opstaan en vorentoe kom en daar's dames wat gebed nodig het, gaan ek vra dat hulle eers vir my bid, dan wil ek vir julle bid. Want dit help nie, ek wil dit so doen nie en ek wil nie huil nie, ek probeer my beste hierso. Because I'm an ugly crier, okay? Terrible as ek huil, ek kan nie eens praat nie, maar ek staan nie agter en ek voel so unworthy om hierdie diens te doen oor my gedrag vanoggend wat nie lekker was nie. Steven kom na my toe en hy druk my en hy sê, die Here is lief vir jou. Ja, ek wil daai man druk. Hy loop toe weg. Hy's bang vir koneksie. Okay, nee ek speel man, ek speel. En ek kyk op na die Here toe en dis toe omtrent waar Arnold sing, The Goodness of God, en ek steek my hande in die lug en ek sê, Here, I needed that today. Because ek het nie waardig gevoel om hierdie woord te bedien. En hy kom gee my 'n drukkie. Vir wie gaan ons bid vanoggend? Want ek gaan Steven vra om vir my te bid. Dis ons dit nou gaan doen. En dan wil ek vir elke persoon bid wat wil opstaan en as jy 'n ekstra gebed nodig het, dan kom julle na hierdie manne toe. Want God het hulle voorberei maande gelede vir vanoggend. So Steven, ek gaan jou vra om vir my te bid. Bid vir my vrou ook, want sy is ook maar narwe. Hemelse Vader, ek wil net eerstens vir U sê, Here, dankie vir die liefde. Here, want as dit nie vir die liefde was nie, was daar nie vergifnis nie. En Here, dankie dat ons ook mekaar kan lief hê. En dat ons mekaar kan vergewe, Here. En mekaar kan vryspreek. Want deur dit, Here, kan U ons vryspreek en ons vergewe. So Here, daar waar ons nog byt en daar waar die jaggelsies nog is, Here, laat dit net afval, Here. As daar enigiets in ons is, Vader, wat nie van U af is nie, Here, verwyder dit net uit hulle uit en ons uit my ook uit, Here Jesus. Dat daar net meer van U in ons kan wees, Vader. Heilige Gees, vul ons met U liefde. Here, dat ons fokus net op U sal wees en U alleen, Here. Dat ons in een kan wees, soos die drie-enige God, Here. Man en vrou, in Jesus naam. Amen. Ek wil gou, net voordat ek vir julle bid, gou ietsie met julle deel. Ek is so excited gisterand, ek het na die boodskap geluister en ek het gejaag huis toe. En die ouens het seker gewonder hoekom ek huis toe gejaag het. Ja, ek moes by die toilet uitkom. Nee maar, luister net klaar. Ek weet jy Desmond nou weer. En ek kom daar en ek soos in, ek is te bang ek draai by die verkeerde plek in. Nou ry ek heeltemal, is pik donker, hier's nie pad, hier's nie ligte hier in hierdie plek, hier is donker hier. En ek ry so en ek draai by die regte plek in, hier's die hek toe. Maar nou loop ek op pad hek toe, maar jy knyp en loop. En ek maak die hek oop en nou dog ek het die hek toe gekry, moet hom seker nou maar toe maak en ek maak die hek toe en ek ry in en toe ek by die ander hek kom is hy ook toe. Ek sê, Here, wat het ek gedoen? Ek vra U nou, hoekom is hierdie hek nou ook toe? En ek onthou, hulle het vir my gesê, daar's 'n knoppie op die hek, nou hardloop ek na die knoppie toe, druk die knoppie, klim terug in die kar, en toe ek in die kar is, toe dink ek, ek moet nou by die toilet uitkom. En ek ry so 'n bietjie verder en dink ek, ek moet seker die hek toemaak, klim ek uit die kar uit, daar gaan die hek self toe, terug in die kar. Nou stop ek, nou iemand wat uitkom, hallo pastoor, ek gaan met jou praat, sê ek, nee, ek moet nou toilet toe gaan, ek gaan nie nou met jou, ek bid vir jou môre, ek weet nie wie daai vrou was nie, maar ek bid die Here seën jou.
Tot vandag toe weet ek nie wie dit is nie. As dit 'n engel was, is ek jammer. Maar ek sou op pad kamer toe en ek kom by die kamer aan en ek klop in die kamer, maak die deur is gesluit. Ek sê ag nee, Here. En ek beloof julle, ek sê en Here, wat gaan ek nou doen? Ek beloof julle waar ek staan. Die Here sê kyk links. En ek kyk so links en ons 'n toilet. Vanoggend is dit daai oomblik wat jy daar't so 4 of 5 dinge in jou lewe gebeur. En die Here sê vanoggend kyk links. Jou uitweg gaan in hierdie gebed kom. My guns gaan weer oor jou lewe wees. Nie net finansiëel nie, maar in jou huwelik, in jou lewe, oor jou werk, oor jou kinders. Ek was nog nooit so bly om 'n toilet te sien in my lewe nie. Ek's eerlik, ek het gesmile. Ek het gelag. Jy voel van vrede, jy kan dit weer sê. Die Here weet, as daai toilet leeg, as daai toilet gesluit was, ek skop dit deur af. Daai was ek sal dit deur afskop, ek sal later betaal, maar ek skop hy deur af. My vrou kom maar aangeloop asof niks, sy sê, hallo, ek sê, hoekom is die plek gesluit? Ek sê vir my vrou, okay, vir wie bid ons vanoggend? Staan net vir my op asseblief, wat ek net weet. Wie's normale mense soos ek en Shani? Ons praat met normale mense vanoggend, net normale mense. Normaal. Ek wil gou vir die ouens van Mighty Men sê, toe die Here hierdie Mighty Men op julle harte gelê het, het hy klaar elke siel wat vanoggend staan in gedagte gehad. En elke ding wat julle gefight het en deurgedruk het, maak die moeite werd. Kyk net so om julle. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Waardig is sy naam om geaanbid te word. Ons loof hom, ons prys hom, ons eer hom, ons aanbid hom. Kyk so om julle, net daar. Oral waar jy kyk, van daai tent af, mense wat in hulle karre sit, hulle wat op pad huis toe is. This was what it was all about. Shani, geef ons ietsie sing. Hier kom. Die mic moet vashou, ek gaan nie dit, ek's nie 'n mic stand. Asseblief. Jy gaan met saam speel. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives, because He lives.
no wars with pain. Heaven as dead gives way to victory. I'll see the lights of glory, and I'll know He lives, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Ek wil net hoor, waar's Jacques? Jacques, kom gys. Die Here het regtig, ek het jou nie gesien nie. Jy gaan vir ons bid. Jy gaan vir ons bid. Sluit die oë. God, ons Hemelse Vader. Here, ons kom vandag na U toe en ons wil U loof en prys, Here. Here, dankie dat U ons in 'n nuwe dag opgewek het, Here. Here, dankie dat ons waardig kan wees, want U is die krydaaie. Here, ek kom net vandag, Vader, en elke woord wat gespreek was, kom ek en ek kom seël dit af met die kosbare bloed van Jesus. Here, ek vra U, Heilige Gees, werk in elke persoon wat op hierdie grond is, in hulle harte. Heilige Gees, dat U die oortuiging in hulle hart sal maak, dat hulle hier sal wegstap, en die Heilige Gees aan hulle sal openbaar, waar hulle ons verkeerd maak. Here, dankie dat ons die padkos gekry het, Vader. Here, dankie vir Pastoor Des. Dankie vir sy hart, Here. Dankie vir die woord wat hy gebring het, Here. Dis Heilige Gees geïnspireerd. Here, dankie vir die liefde wat ons kan hê vir mekaar, Vader. Here, ons kom net ook vandag, Vader, en ons kom lê al ons sondes, al ons tekortkominge, kom lê ons voor U voete neer, Here. Here, ons sê, Vader, laat U ons vergewe. Vergewe ons, Vader. Dankie, Here, dat ons koppe kan oplig en U ons kan vat en sê, my kind, jy is vaardig. Jy is vaardig. Ek het jou onvoorwaardelik lief met al jou foute. Dankie, Here Jesus. Elke woord wat gespreek was hier, kom seël ons af met U kosbare bloed, Here. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Amen. Wow. Wat 'n awesome manier om so 'n naweek af te sluit. Ons wil ook vra dat elke ou wie se lewe gedraai het,
regtig die moeite sal doen om by 'n lokale gemeente in te skakel. Want dit is maklik om soos 'n stuk charcoal wat in die vuur is, solank hy binne die vuur is hy lekker warm. Maar as jy wegrol, vat dit nie baie lank hier, dan sy yskoud. Kan jy weggooi. Ouens bly naby in 'n vuur. Omring jou met boetas wat in die vuur is. Sluit aan by 'n gemeente, raak betrokke. En ons dankie Here vir die oes, Here. Ons dankie dat ons net weer kan bevestig dat hierdie is u konferensie, Here, dis nie ons nie. Dat u maksimum verheerlik mag word. Dat elke woord wat u uitgegaan het, Here, op goeie grond geval het. En sal water kry, Here, deur die woord. Ons bid, Here, vir elke persoon wat nou gaan vertrek. Ons bid vir reisgenade, Here, die engele sal opdrag gee aangaande elke een van ons. Dat ons almal vanaand weer veilig by ons huise sal wees. En Vader, dat hierdie vuur wat nou in ons brand, sal bly brand, tot ons mekaar volgende jaar weer hier kry. In Jesus naam. Amen! Amen! Amen!